Welkom terug, graad 12. Vandag werk ons aan die werking van die oog. Nou, die ding van die werking van die oog is, dit is absoluut die mees belangrikste deel van hierdie hele hoofstuk. Jy gaan sien die meerderheid van jou vrae gaan oor die werking van die oog. Maar jy kan nie die werking van die oog verstaan as jy nie die struktuur van die oog verstaan nie. So daarom het ons baie moeite gedoen met die struktuur van die oog, toe ek dit vir jou bespreek het. En dis hoekom ek dit in 2 lesse gesplit het, dat ons bietjie tyd aan dit spandeer en bietjie detail kan doen. En as jy dit mooi verstaan het, dan behoort hierdie vandag vir jou baie vinnig en baie maklik te wees. So spring sommer dadelik weg. Onthou asseblief as ek sê dat wanneer iets belangrik is, dan maak dit nie outomaties moeilik nie. En wanneer iets dan vir jou nie moeilik is nie, moet dit dan nie onderskat en dink ag, dit is so maklik en dan leer jy dit nie hard nie, want dit is nog steeds bitter belangrik. So die kruks van die saak met hierdie stukkie werk van vandag is, dit gaan oor toepassing. En julle het nou al gesien in die vraestel wat julle geskryf het hierdie jaar, het julle gesien dat toepassing is wat graad 12 so moeilik maak. So dis nou die tweede keer wat ek hierdie les vir julle opneem. Die eerste keer het ek die les opgeneem, gekonvert, reg gehad om vir julle te stuur en toe het hy net geen klank gehad nie. So kom ons probeer weer vandag. So ons begin. Die eerste ding wat ons gaan doen, ons gaan hom in 3 split. Ons gaan die pupilmeganisme bespreek. Ons gaan dan kyk na die gewaarwording van sig, met ander woorde, hoe sien jy? En dan vreeslik belangrik, oogakkommodasie. Nou die pupilmeganisme is baie maklik en straightforward en gewaarwording van sig ook. Oogakkommodasie aan die ander kant is so klein bietjie moeiliker, maar nie rocket science nie, niks is rocket science nie. Right, ons gaan aan. So voor ons kan begin met die werking van die oog, moet ons eers gaan kyk na hierdie 2 soorte spiere wat ons van geleer het in ons vorige les. So as ons kyk na hierdie spiere, dan kan jy onthou ons het geleer ons iris het radiale spiere wat hierdie outjies is en kringspiere wat hierdie outjies is. Nou ek wil hê jy moet dit so verstaan. As jy dink aan radiale spiere, dan wil ek hê jy moet dink aan 'n gordyn wat oopgetrek word. En wanneer jy dink aan kringspiere, dan wil ek hê jy moet dink aan die sirkeltjies wat binne toe druk. Nou ons gaan nie die woorde trek en druk gebruik nie, maar as jy dit so in jou brein se folder save en ons vra vir jou iets, gaan jy baie makliker kan weet watter een van die spiere werk. Nou wat ek ook wil hê jy moet klik is, sien jy hierdie prent? Op hierdie prent is een iets sirkelstreepies en een het radiale streepies. Dit is nooit moontlik vir 2 spiere om gelyktydig te werk nie. Jy het dit geleer in graad 10 of in graad 11 het jy geleer as my biceps saamtrek, want ek wil aan my oor vat, dan moet die spier aan die onderkant ontspan. En wanneer 2 spiere so teenoorgesteld vir mekaar werk, noem ons dit antagonistiese spiersamentrekking. Dis presies wat hier gaan gebeur. So wanneer ek die pupil wil groter hê, kan net my radiale spiere saamtrek, dan moet my kringspiere ontspan. Dis hoekom ek wil hê jy moet dink aan 'n gordyn wat oopgetrek word om die venster groter oop te maak, om meer lig binne te laat, want die sitkamer is donker. En dan as jy kyk na die ander prent, dan wil ek hê jy moet dink aan die kringspiere, en hy druk hom so klein as moontlik toe, want die lig is baie helder. So, met ander woorde, as die kringspiere saamtrek, moet die radiale spiere ontspan. So daar het jy eintlik klaar die hele pupillêre meganisme, jy hoef net die werking van die spiere te verstaan. Nou moet ons dit net gaan volgorde gaan sit. So hulle sê vir ons daar, die pupilmeganisme, en ek wil hê met langs die pupilmeganisme gou vir my in groot in kleur vir jouself gaan skryf. Die pupilmeganisme werk met ligintensiteit, sodat jy maklik kan onthou watter een is watter een, want oogakkommodasie gaan werk met afstand. So die pupilmeganisme, highlight die woord, is 'n refleksaksie. En dit word dikwels die pupil reflex genoem. Nou jy kan onthou wat was ons definisie van 'n reflex. Dis iets wat vinnig gebeur om die liggaam sodoende te beskerm en jy het geen beheer daaroor nie. So jy kan nie jou pupil verklein of vergroot manually nie. Daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Maar ek gaan vir jou 3 aparte videoklips deurstuur. Ek gaan nie meer die videoklips binne in die slideshow sit nie, om die slideshows bietjie korter te hou, sodat ek dit makliker op YouTube kan laai. So ek gaan eerder vir jou my slideshows maak en dan sal ek vir jou die 3 aparte video's se links ook deurstuur. So as jy nou kyk na die videoklip wat saam met die pupil reflex gaan, ek gaan hulle mooi vir jou nommer. Dan gaan jy sien jy kan dit manipuleer, maar jy kan dit nie self doen nie. Jy kan nie maak dat hy kleiner of groter gaan nie. So dis hoekom ons sê dis 'n reflex. Dan die stimulus waarop highlight outomaties gereageer word. Met ander woorde, hierdie word deur my autonome senuweestelsel geran, is highlight die hoeveelheid lig wat die oog binnekom. Ek kan nie vir jou sê hoe belangrik is daai woordjie hoeveelheid nie.
As jy net gaan skryf lig, gaan jy nie 'n punt kry nie, want dit is outomaties dat lig die oog gaan binnekom. Die pupil reflex werk nie met lig nie. Hy werk met ligintensiteit. Hy werk met hoeveelheid lig. So daai is baie belangrik. Dit reageer outomaties op die stimulus, die hoeveelheid lig wat die oog binnekom, en hulle sê vir ons daar, jy weet reeds dat die iris twee stelle onwillekeurige spiere het, naamlik radiaal en kring, en hulle gaan die grootte van die pupil beheer. So, kom ons begin. Hulle sê vir ons in skerp lig, highlight. In skerp lig verklein die pupil om minder lig deur te laat wat verhoed dat die ultraviolet strale die retina beskadig. Nou, die ding van die skerp lig is, onthou ons het geleer, die retina bestaan uit stafies en keeltjies, en ons het geleer dat daai stafies en keeltjies fotoreseptore is, wat neurone is, en hulle is nie regeneratief nie. So as die retina sonbrand kry, wat hy nooit gaan kry nie, want jy het hierdie ouetjie om jou te help, pupilmeganisme, maar as hy sonbrand kry en jy brand daai neurone dood, dan gaan jy blind word. So dis hoekom dit so belangrik is vir jou om as jy in die son is, wat baie skerp is, of as jy sport doen of so, om maar altyd 'n hoed aan te sit of 'n goeie sonbril te dra as jy byvoorbeeld permanent in die son moet wees. Maar as jy net nou en dan in die son is, soos die average mens maar is, soos tussen klasse wissel of pause of so, dan is dit nie nodig om 'n sonbril te dra nie, dan jou oogie werk vir jou. So, ons begin in skerp lig. Wat ek wil hê met my daar gaan byskryf, want dit staan nie daar nie, is dat die skerp lig een parasimpaties is. Met ander woorde, hy gaan die aksie wat geaktiveer is weer deactivate. So nou sê hulle vir ons daar, die eerste ding wat gaan gebeur is, ek sit dit andersom op my slide, want ek wil hê jy moet vir jouself gaan vra, as dit skerp lig is, hoe moet my pupil wees, klein of groot? Dan sê jy vir jouself, ok, hy moet klein wees. Dan vra jy vir jouself, watter spier werk? Dan begin jy met hom. So dis hoekom ek dit so om het, want dit is wat kinders hulle punte kos, is hulle raak bietjie die mekaar met watter een werk en watter een nie. So in skerp lig wil ek 'n klein pupil hê. So watter een werk? My kringspiere. So die kringspiere en die iris trek saam, wat gaan beteken die radiale spiere verslap. So nou wil ek hê met my net maar jou eerste 2 bullets toe gaan, en ek wil hê met vir jouself net daar gaan byskryf, antagonisties, want dit staan nêrens in jou boek nie, antagonistiese werking. Right, dan sê hulle vir ons daar, dit gaan veroorsaak, dit eenvoudig, laat die pupil kleiner trek na binne en die pupil verklein. Maar dan moet jy altyd hierdie goue sinnetjie onthou, so maak sommer 'n sirkeltjie rondom sy bullet, want baie keer verduidelik kinders tot daar en dan stop hulle, en dan kry hulle nie hulle volle 4 punte nie. Die oomblik as die pupil kleiner trek, dan word daar minder lig toegelaat, of minder lig deurgelaat. En dis dit, so jy kan nou verstaan, dood eenvoudig, hoe hierdie ouetjie vir jou so 4 punte kan tel in 'n vraestel, sal regtig nie meer as dit tel nie, en daar kan jy sien is die meegaande sketsie. Nou, as jy hierdie sketsie ooit moet teken, sê nou maar hulle gee vir jou 'n scenario van 'n kind wat, sy ma, byvoorbeeld, hy slaap en sy ma sit die lig aan en hy word wakker, wat gebeur met sy oë? Dan, as jy 'n sketsie moet teken, jy teken die spiere wat geaktiveer is. So in hierdie prentjie is die kringspiere geteken. So jy gaan die kringspiere label, jy gaan 'n kleiner pupil label, jy gaan 'n opskrif vir jou skets gee, en dan kan jy 'n paar radiale spiere inteken, maar dan as jy hulle label vir hulle insit, dan sê jy, die radiale spiere is ontspanne, die kringspiere is saamgetrek. So jy dui aan wat het gebeur. Ok, so wat nou baie maklik en lekker gaan wees is, nou gaan jy die presies die teenoorgestelde doen vir dowwe lig. So jy vra weer vir jouself, watter spier gaan werk? So ons begin as ons sê in dowwe lig, gaan ons sê, dit vergroot die pupil, highlight, om soveel as moontlik lig na die retina deur te laat, om sodoende, highlight, 'n skerp gefokusde beeld te vorm. By hierdie een wil ek hê met my gaan skryf dat dit simpaties is. So die dowwe lig is simpaties en die kleiner een is parasimpaties. So met ander woorde, die vergrote pupil is die geaktiveerde toestand en die verkleinde pupil is die gedeaktiveerde toestand. Dan sê hulle vir ons daar, wat nou moet gebeur vir hom om te vergroot, dan sê ek vir myself, goed, watter een moet saamtrek, my kringspiere van my iris gaan verslap, want my radiale spiere trek saam. So as die radiale spiere saamtrek en die kringspiere het verslap, dan sal dit my pupil ooptrek, onthou ons het gesê die radiale spiere werk soos 'n gordyn, wat oopgetrek word om meer lig in te laat, en meer lig word ingelaat, dood eenvoudig, en daar's my skets. So met ander woorde, die radiale spiere is hier geaktiveer, en die kringspiere is hier gedeaktiveer, sodat ek my werk kan doen.
Goed, as jy na hierdie sketsie kyk en jy vergelyk hom met joune, dan kan jy sien hy is bietjie anderste. Ek het hom maar net vir jou ingesit dat jy kan sien hoe eenvoudig is dit om hom te teken. So maak 'n sketsie by jou 3 pupille op jou bladsy. Dit is verseker 'n teken en benoem sketsie. As jy wil, moet jy die video gou hier pause en net een van hierdie ouetjies teken, maar dis dan nou nie te moeilik om te onthou nie. So jy kan die kring en die radiale spiere wys, maar byvoorbeeld soos by die groot pupil, wys hulle al twee, maar wanneer jy hom label, dan skuif jy by jou kringspier ontspanne en jy skuif by jou radiale spier saamgetrek. En as jy die voorbeeld van die gordyn gaan onthou, gaan jy nooit de mekaar raak met die twee nie. Right, dan sê hulle vir ons daar, die pupille verklein ook wanneer daarna naby voorwerpe gekyk word en vergroot wanneer daarna ver voorwerpe gekyk word. So die pupil kan verklein en vergroot met afstand, maar ek wil eintlik nie eers hê jy moet dit noem nie, want dit gaan jou de mekaar maak met oogakkommodasie. Dan, pupille vergroot ook wanneer 'n mens highlight dit, hulle mag vir jou vra, wat kan ander redes wees behalwe vir ligintensiteit? So dan kan jy sê wanneer 'n mens onder stres verkeer, opgewonde is of sekere dwelmmiddels gebruik. So dwelmmiddels kan dwelmmiddels wees soos wat ons laasweek van geleer het. So hierso kyk gou na hierdie foto. Jy kan jy sien is 'n redelike verskil, maar dis nie baie nie van daai pupillêre meganisme. As ek jou na hierdie foto toe vat, however, dink gou logies aan hierdie situasie. Wat het ek nodig om 'n pupil af te neem wat so vergroot is? Ek het 'n baie goeie lig nodig. So wanneer jy nou jou oë toemaak of jou lig afsit in jou kamer, jy gaan nou mooi sien op daai videoklip wat ek vir jou gaan stuur, dan gaan die pupil vergroot, maar jy kan dit op geen manier afneem nie. Want wanneer jy 'n foto daarvan wil neem, dan het jy 'n flash nodig en as die flash afgaan, dan verklein die pupil. So jy kan regtig nie foto's skryf van vergrote pupille so in die helder lig soos hierdie een wat nou op die skerm is nie, tensy die persoon onder die invloed van iets is. So hier kan jy baie mooi sien was 'n helder lig teenwoordig. Hierdie is een van die goed wat hulle gebruik met 'n flash. So hoekom is die pupil so vergroot? Dan maak jy 'n gevolgtrekking van die dwelmmiddel. Onthou ons het gesê die dwelmmiddels gaan jou spiere verslap en dit gaan maak dat jou pupil vergroot, maar jou simpaties het dit nie aangeskakel nie, so jou parasimpaties het dit nie afgeskakel nie. Met ander woorde, simpaties het nie gemaak dat hy groot gaan nie. So wanneer jy in hierdie vreeslike helder lig se teenwoordigheid is, weet parasimpaties nie hy moet hom verklein nie, want jy het mos nou daarbo bygeskuif parasimpaties. So jy kan nou net imagine al die lig wat hier instroom, hoe brand dit daai retina. Maar ek wil ook vir jou sê, mense wat op 'n tipe antidepressant is, of mense wat op 'n tipe kalmeermiddel is, of as jy byvoorbeeld ons gaan later oor die middeloorinfeksie leer, as jy byvoorbeeld 'n oorinfeksie het en jou balans word aangetast, kan dit ook jou pupil se grootte, alhoewel ek dit vir jou sê, jy moet nou nie na mense gaan loop en kyk, en die oomblik as hulle 'n groot pupil het, dan sê jy, aha, ek weet jy gebruik een of ander dwelmmiddel. Nee, dis glad nie so nie, maar dit is een van die eerste tekens van 'n dwelmmiddel, het ek al in my eie klas beleef. Right, so kom ons gaan aan. Goed, gewaarwording van sig, wat nou fantasties is van hierdie stukkie werk is, omdat ek gister met jou die retina in so baie detail bespreek het en dit so mooi met jou deurgegaan het, behoort jy hierdie regtig mooi te verstaan. So, vir die gewaarwording van sig het ek die hele tyd vir jou gesê, ons het 4 goed wat die lig vir ons moet breek, sodat dit presies op die regte plek kan val. En daai presies regte plek waarvan ons geleer het, noem ons die geel vlek, en in die middel van die geel vlek kry ons die fovea centrale. So die lig moet alles op daai piepklein puntjie val, so groot soos 'n speldse punt, vir jou om 'n duidelike kristalhelder beeld te hê. So hulle sê vir ons daar, kry sommer gou jou potlood in jou hand. Ligstrale wat die oog binnekom word deur die, gaan nommer hulle vir my. Nommer 1, kornea gebreek, nommer 2 die watervog, nommer 3 die lens en nommer 4 die glasvog. Om highlight 'n duidelike beeld waar op die geel vlek van die retina te fokus. So kom ons kyk gou of ons nou kan verstaan wat hier aangaan. So hierso kan ons sien is ons kornea speel 'n vreeslike belangrike rol as gevolg van sy shape. Jy kan onthou hy is biconvex, so hy breek die lig heel eerste. Dan lê hierso ons watervog. Ons het geleer is ons voorste oogkamer en dan het ons geleer agter die iris lê daar nog 'n bietjie watervog. Goed, so dan gaan die watervog die tweede line wees wat vir ons daai ding gaan breek, daai ligstraal. Dan die derde ding wat die lig breek is die lens, en die lens kan ronder of platter wees, ons gaan nou daarna kyk. En dan die vierde ding wat die ligstrale breek is hierdie
glasvolg wat ons gister geleer het, is 'n jelierige, dikkerige vloeistof. So dis die 4 goed wat die lig moet breek en dit moet dit sodoende breek sodat dit kyk gou-gou daar, dis nie net van hy raak aan die geel vlek, daai kolletjie daar nie. Hy moet actually in die middel van daai geel kolletjie val sodat jy 'n duidelike, gefokusde beeld kan hê. Right, so hulle sê vir ons daarso die retina bevat die ligsensitiewe fotoreseptore, naamlik die stafies en die keeltjies. Nou as ons weer na hierdie kyk wat ons gister ook gehad het, en jy gaan dit baie mooi sien in die videoklip wat ek vir jou wil wys, dan kan jy mooi sien die lig gaan al die pad deurskyn tot agter. Onthou, al die ekstra lig word eers geabsorbeer deur die pigmentlaag en daar lê my fotoreseptore, is hierdie pink oudjies op die skerm wat hulle vir ons sê. Wanneer die fotoreseptore deur die inkomende ligstrale, highlight die woorde gestimuleer word, stel hulle senuweeimpulse vry. So wat ek wil hê jy moet klik is, dit is hierdie oudjies, die stafies en die keeltjies, wat 'n senuweeimpuls gaan genereer van scratch af. Hulle het die vermoë om 'n ligstraal om te skakel in 'n elektrochemiese impuls. Hulle gee dit weer vir hulle bipolêre neurone wat volgende is. Hulle gee dit weer vir die ganglionselle of die optiese neurone wat volgende in lyn is wat ons gister van geleer het. En hulle aksone dra dit dan by die optiese senuwee uit en van die optiese senuwee af gaan dit na die brein toe. Dan sê hulle vir ons daar die senuweeimpulse beweeg met die oogsenuwee na die serebrale korteks van die brein waar die gewaarwording van sig ontstaan. Maar nou wil ek vir jou iets interessants wys. As jy kyk na al die prentjies, selfs die een in jou boek, sal jy sien die prentjie wat agter in jou oog vorm, soos byvoorbeeld hierdie een aan die onderkant, is altyd baie kleiner, hy's altyd onderste bo en hy's altyd agterste voorom, hy's omgedraai en onderste bo. Die rede daarvoor is, as hierdie boom byvoorbeeld se lig net doeteenvoudig reguit van hom af moes afstraal, is daar nie 'n manier wat jy daai gefokusde beeld sou kon kry nie. So wat nou moet gebeur is, daai boom se lig moet presies daar met mekaar kruis, op daai presiese punt, kom ek vir jou hierdie ander goed uit, dat jy gou makliker kan sien. So met ander woorde, die oomblik wanneer jy die boom, wanneer sy lig afstraal na jou toe, dan moet dit op daai presiese punt kruis, en as dit op daai spesifieke punt kruis, dan gaan dit maak dat die beeld baie mooi en baie duidelik, presies bo op jou geel vlek vorm. So daar kan jy sien, ek kry hom nou nie presies reg nie, maar jy kan nou verstaan wat ek bedoel. So dis hoekom die lig so gebuig moet word, dat hy kleiner, agterste voor hom en onderste bo op my retina fokus. Maak dit saak? Nee, want jou brein het die wonderlike vermoë, die oomblik wanneer hierdie optiese neuron dit na my brein te vat, of die optiese senuwee, om dit vir my om te swaai en ek sien 'n ding soos wat hy werklik is. So die kort en die lank van die saak is, dis my oog se werk om die ligstrale om te skakel in impulse, nie eintlik my oog nie, eintlik my fotoreseptore, maar dis 'n kleiner beeld, hy's onderste bo en hy's omgedraai. Dis my brein se werk, dis hoekom met my brein is wat dit doen, en ek wil hê moet dit gaan highlight in daai laaste sin, dis my serebrale korteks, alhoewel ons gister baie mooi gesien het, dis my occipitale lob, die heel agterste gedeelte van my brein eintlik daarso. So dis my serebrale korteks se werk om daai beeld dan om te swaai, te vergroot, sodat ek dit kan sien soos wat dit in die regte lewe is. So dis die proses van sig. Ek gaan vir jou 'n oulike video deurstuur, asseblief kyk hom, dit gaan dit vir jou mooi vas lê. Ons sou hom nou hier ingesit en gekyk het, maar dit maak die slideshows net te lank. So kom ons beweeg oor na die volgende gedeelte toe. Okay, so vir oogakkommodasie wil ek hê jy moet dadelik vir my gaan byskryf langs die woord oogakkommodasie, afstand. Oogakkommodasie is verskriklik belangrik. Hy is bietjie meer kompleks as die pupillêre meganisme. Daarom vra hulle hom so bietjie meer gereeld en daarom gaan hy so bietjie meer punte tel. So waar die pupillêre meganisme se een kant, either dowwe lig of helder lig, net so 4 punte getel het. So hierdie een se een kant 6 punte tel. Want daar's bietjie meer om te sê, maar dit maak dit nie moeilik nie. Daar's net bietjie meer om te verstaan. So hulle sê vir ons daar, kyk gou eers op die slide, die oog wat fokus word nie gedoen deur die verandering van afstand nie. Dit word bereik deur die lens van die oog te verander. So jou ciliare spiere help die lens van die oog om te verander en dit help die lens om die beeld te akkommodeer. So jou oog akkommodeer die beeld waarna jy kyk. So of jy nou na jou notas kyk wat langs jou lê en of jy deur in die verte by die venster uitstaar, jou oog akkommodeer whatever jy na kyk deur hierdie proses wat ons nou gaan bespreek. So as jy kyk na jou eerste sin in jou boek, sê hulle vir ons daar, en ek wil hê jy moet nou baie mooi konsentreer. Oogakkommodasie is die proses waar tydens die oog aangepas is vir die waarneem
van naby voorwerpe. So ja, daar's twee kante. Maar nou sê ons, naby voorwerpe gaan my oog geakkommodeerd wees. Ver voorwerpe gaan my oog onakkommodeerd wees. Ek weet dis vreemd. So, wat hulle basies vir ons sê is, enige iets nader as 6 meter word gesien as 'n naby voorwerp. Enige iets verder as 6 meter word gesien as 'n ver voorwerp. Nou is die vraag, hoekom is die een geakkommodeerd en die ander een ongeakkommodeerd? Dis 'n baie eenvoudige beginsel. Ek weet dit voel nie vir jou normaal nie, maar as ek vir jou sê, ek sê nou maar jy staan in my klas en ek vra vir jou om te kyk wie sit onder die gazebo en raas. Om ver te kyk vir jou oog is baie makliker as om naby te kyk. So naby kyk is vir jou oog harde werk. Dis hoekom ons sê naby visie moet my oog die beeld akkommodeer. Maar vervisie kom so natuurlik dat dit ongeakkommodeerd is. So met ander woorde, hierso kan jy sien, jy kyk na 'n skoenlapper wat 25 cm van jou af is, dis nader as die afstand van 'n liniaal. So dan's my oog hierso geakkommodeerd. Maar wanneer ek na iets kyk wat 50 meter in die lug is, byvoorbeeld hierdie eend, dan's my oog ongeakkommodeerd. So probeer net eers gou dit verstaan, maar ek gaan dit nou in detail met jou bespreek. So net gou dat jy snap hoekom hulle sê die nabyvisie is die geakkommodeerde een. Ok, nou wil ek eers met jou deurgaan voordat ons in jou boek kyk. So fokus net gou baie mooi. As jy mooi konsentreer, dan gaan jy dit maklik verstaan wanneer ons dit doen. So vir afstandvisie, met ander woorde 6 meter of verder as 6 meter, is my oog ongeakkommodeerd. Nou ek wil hê jy moet so daaraan dink. Dit is vir my oog ontspannend om ver te kyk. Dink gou 'n bietjie as jy aan jou ouma en jou oupa dink, as hulle vir jou 'n stukkie uit die Bybel uit wil lees byvoorbeeld, dan gaan hulle nooit daai boek nader aan hulle oë bring nie. Al die ou mense, kyk bietjie enige iemand, ek gaan nou nie name noem nie, maar die onderwysers in die klas wat al bietjie ouer is. As hulle byvoorbeeld ietsie moet lees, hulle vat dit nooit nader aan hulle gesigte nie. Hulle vat dit altyd verder. Hoekom? Hoe verder dit weg is, hoe meer ontspanne is die oog, hoe meer natuurlik is dit vir die oog. So ver kyk is natuurlik en ontspannend en daarom is die oog ongeakkommodeerd. So ek wil hê jy moet hierdie prentjie in jou brein sit. So as ons praat oor ver kyk, kan jy sien hoe relaxed is hierdie mannetjie. Kan jy sien hoe sit hy absoluut terug. So niemand wat relaxed is, sit vorentoe met tension en fokus nie. As jy relaxed is, dan sit jy heeltemal terug binne in jou stoel. So dink aan as jy byvoorbeeld eksamen geskryf het en jy het klaar 2 keer deur die vraestel gegaan en daar's nog steeds 15 minute oor, dan gaan die meerderheid van die kinders ontspan. So jy gaan terugsit in jou stoel of jy gaan op jou arms lê, maar die feit van die saak is jy gaan nie meer fokus met jou pen in jou hand nie, want jy is mos nou klaar. So ek wil hê jy moet dink aan oogakkommodasie, so vervisie as ontspannend. Hoekom is dit so belangrik dat jy hierdie prentjie verstaan? Ek wil hê jy moet gaan na die volgende kyk. Jy kan onthou ons het geleer van die koriet en ons het geleer die koriet stulp uit in hierdie blou liggaam en ons het geleer die blou liggaam se naam is die ciliare liggaam. Maar die ciliare liggaam is gemaak van 'n ciliare spier. Nou wil ek hê jy moet so daaraan dink. As verkyk vir my oog ontspannend is, dan gaan my ciliare liggaam, raai wat, ontspan. Wat gebeur as jy ontspan? Jy sit terug. So die pyle wys vir jou, die ciliare liggaam gaan terug beweeg. Hoekom? Want hy ontspan. So die spier trek nie saam nie, die spier verslap. En as die spier verslap, dan trek hy weg van die lens af. Nou wil ek hê jou common sense moet gou vir jou sê, wat gaan met hierdie rooi gebeur? Jy kan onthou hulle was die suspensoriese ligamente. As daai ciliare liggaam ontspan en hy trek weg, wat dink jy gebeur met die rooi? Hulle gaan ons nou styf trek, en die oomblik as hulle styf trek, wat dink jy gebeur met die lens? Hy trek die lens plat. So nou lyk dit outomaties vir jou, asof dit harder werk is vir die oog, maar eintlik het die oog ontspan. So 1, duif my die ciliare liggaam aan, so jy gaan begin deur te sê, die ciliare spier gaan ontspan. Dan sal die ciliare liggaam wegbeweeg van die lens af. Right, so kyk gou op ons volgende prentjie. As ons proses moet verduidelik, dan sê ons goed, die ciliare spier ontspan, die ciliare liggaam beweeg weg van die lens af. Dit veroorsaak outomaties dat die suspensoriese ligamente styf trek, wat maak dat my lens platter is. En die oomblik as my lens platter is, dan breek hy die lig minder.
Nou is die vraag, hoekom moet hy die lig minder breek? Want onthou, daar's afstand tussen my en die voorwerp. So die lig het tyd om te travel voordat dit in my oog binnekom. Met ander woorde, soos wat dit deur die afstand gaan die lig al klaar verander, sodat wanneer dit by my oog inkom, dit nie so baie gebreek hoef te word nie. So sien jy hoekom is dit so belangrik dat jy moet snap, dat verkyk ontspannend is vir die oog, want waar raak die kinders teen mekaar? Obviously, is daar tension op die ligamente, en obviously word die lens nou plat getrek. So die oomblik as jy aan die tension en die trekkrag dink, dan dink jy, nee, yes, dit moet harde werk wees, en dan raak hulle teen mekaar met dit. Maar onthou, waar kom dit vandaan? Die ligamente het geen spiere of geen wil van sy eie nie. Hy doen net wat vir hom gesê word om te doen. So dis nie dat hy saam trek nie. Hy trek net styf as gevolg van die werking van die ciliare liggaam. Die lens het ons geleer is 'n deurskynende, elastiese struktuur wat maklik van vorm kan verander. So, dis nie dat hy besluit hy wil homself platter maak nie. Hy word net platter, want die ligamente trek hom platter. Hoekom? Want die ciliare liggaam het dood eenvoudig ontspan. So, dis verskriklik belangrik dat jy hierdie 4 goedjies snap, want as jy die proses verstaan, gaan dit vir jou baie maklik wees. Right? So, hulle sê vir ons daar, kom ons begin gaan met jou proses. Hulle sê vir ons daar, vir vervoorwerpe, wat 6 meter of verder is, highlight, kan inkomende ligstrale, highlight die woorde, sonder enige aanpassings van die retina gefokus word. Met ander woorde, my oog is absoluut in sy natuurlike toestand. Die normale oog, highlight vir my asseblief die woord wat ongeakkommodeerd is, verkeer dan in die volgende toestand. So ons begin. Die ciliare spiere, wat die sirkelvormige spiere is, ontspan. Gaan highlight die woord ontspan met 'n ander kleur. En omdat die ciliare spier ontspan, gaan die ciliare liggaam weg van die lens af beweeg. Net omdat hy weg beweeg, maak dit dat die suspensoriese ligamente saamtrek. En die oomblik as hulle saamtrek, oefen hulle trekkrag uit op die lens. Die elastiese lens gaan platter raak. As jy fancy wil wees, kan jy sê minder konveks, maar jy kan regtig die woord platter gebruik. So die lens gaan letterlik platter word. Die ligstrale word minder gebuig deur die platter lens en 'n skerp gefokusde beeld word op die retina gekry. So daai laaste sinnetjie is weer vreeslik belangrik. Gewoonlik stop die kinders by ligstrale word minder gebuig deur die lens. Maar wat was die punt van die hele situasie? Nog steeds 'n skerp gefokusde beeld word op die retina gekry. So onthou om daai laaste een te noem. Kan jy verstaan hoekom hierdie ouetjie nou 6 punte kan tel en die ander een net 4? En kan jy verstaan hoekom hierdie my ongeakkommodeerde oog is? Hoekom fokus ek so daarop? Want hulle kan vir jou byvoorbeeld sê 'n skets van die oog gee. Kom ons gee vir jou byvoorbeeld hierdie skets met 'n klomp byskrifte. Vra vir jou allerlei vragies van elke deel van sy struktuur, sy biologiese belangrikheid, die samestelling van byvoorbeeld die retina, bladibladibla, 10 punte se vragies en dan eindig ons met verduidelik die bostaande oog in sy ongeakkommodeerde toestand. Dan sit jy daar en dink, maar hulle het nou niks gesê van afstand nie, hulle het nie vir my gesê 7 meter nie, hulle het nie vir my gesê 20 cm nie, hoe moet ek nou weet watter een van die twee? So sy ongeakkommodeerde toestand is vervisie. Dis hoe hulle daai vraag gebruik en dit is iets wat belangrik is vir jou om te weet. Right, volgende bladsy, ons sal nou terugkom na jou sketsies toe. Kom ons doen nou eers gou hierdie terwyl dit nou so mooi vars in jou brein is. So nou gaan presies die teenoorgestelde vir hierdie storie waar wees. Nou sê ons, vir naby voorwerpe, nader as 6 meter, moet die kromming van die lens verander word, highlight, so nou moet die oog actually werk om inkomende ligstrale presies op die retina te fokus. So die volgende veranderinge vind tydens oogakkommodasie plaas. So nou is my oog geakkommodeer. Het jy al ooit gewonder hoekom jy so moeg word as jy leer? Of hoekom jou brein so moeg word as jy die hele tyd iets in 'n boek moet lees? Dis harde werk vir jou oë om naby te kyk. So selfs as jy byvoorbeeld fliek kyk, dan aan die einde van die fliek, jy mag dalk ontspanne wees nadat jy fliek gekyk het op jou laptop, sê net maar in die bed. Maar jou oë is nog steeds branderig en seer, want hulle het hard gewerk en hulle moes al daai lig die hele tyd absorbeer. So jou pupillêre meganisme was die hele tyd in werking, plus jou oog was die hele tyd geakkommodeer. Maar onthou, jou oog is dit fiks, want jy gaan elke dag skool toe en jy lees elke dag. Maar hoe minder 'n mens daarmee te doen kry, hoe luier raak jou oë en hoe vinniger raak hulle moeg. So dis hoekom mense so moeg word as jy leer of lees of wat ook al. So hierdie gaan nou presies die teenoorgestelde wees.
So die prentjie wat ek wil hê jy moet in jou brein gaan save in hierdie folder van nabyvisie is die oomblik wanneer ons in die eindeksamen daai vraestel voor jou neersit en jou leestyd is verby en jou sticker is geplak en jou barcode is geteken en alles is reg en ons sê vir jou goed, graad 12, dis 9uur jy mag begin skryf, dan gaan jy outomaties vorentoe sit, jou pen in jou hand vat en jy gaan so vinnig as moontlik begin om jou details neer te skryf van jou eerste antwoord ensovoorts. So hierdie is die gestreste oog, die gefokuste oog, die oog wat actually hard werk. So langs hierdie ene, by die vorige ene het ek vergeet om vir jou te sê, maar ek wou gehad het jy moet my daar net langs die prosesie van 6 bullets gaan skryf ontspanne. So by hierdie ene wil ek hê jy moet vir jouself net langs hierdie proses van jou 6 bullets gaan skryf harde werk. So nou gaan presies die teenoorgestelde gebeur. So kom ons kyk gou of dit sin maak. Okay, so nou gaan ons basies presies die teenoorgestelde hê van wat ons nou nog gehad het. So onthou waar begin jy altyd? Jy begin by die een wat werk. So wat se een gaan nou werk? My ciliare spier gaan nou saamtrek. Die oomblik as hy begin werk en hy trek saam, dan beweeg hy vorentoe. Met ander woorde, hy beweeg nader aan die lens. As hy nader aan die lens beweeg, gaan dit outomaties die spanning op die sensoriese ligamente verslap. Die oomblik as die suspensoriese ligamente verslap en daar's nie meer spanning op hulle nie, dan gaan die lens teruggaan na sy natuurlike vorm toe. Nou sy natuurlike vorm is eintlik om ons biconvex te wees, met ander woorde om rond te wees. So hy gaan terug na sy natuurlike vorm toe, maar jy hoef dit te sê nie, jy sê net die lens word weer ronder en die oomblik wanneer hy ronder word, dan breek hy die lig meer. Nou hoekom het hy die lig meer breek? Ek sit net 25 of 30 cm van my boek af. Ek het nie afstand aan my kant nie. Daai lig kom baie vinnig na my oog toe en dan moet ek dit baie vinnig breek want ek het nie nou meer die luxury van distance nie. So die lig moet vinnig en effektief gebreek word vir dit om op my geel vlek te kan fokus op my fovea centralis. So daar's my 4 stappe. Presies die teenoorgestelde van nou. Dis hoekom ek die agterkant van die fotootjie nog steeds vir jou ingelos het, sodat jy die verskil kan sien, anders dan maak dit dalk nie sin nie. So onthou, dit gaan nie oor die suspensoriese ligamente wat saamtrek en verslap nie. Hulle kan nie saamtrek en verslap nie. Hulle doen maar net wat daar vir hulle gesê word om te doen. En dis waar die kinders te mekaar raak, want hulle praat van die ligamente wat trek en dan vergeet hulle dat die ciliare liggaam eintlik ontspan het en dis waar die hele ding dan te mekaar raak. So kom ons kyk gou daarna. In jou boek sê hulle vir ons. Eerste ding wat gaan gebeur is my ciliare spier gaan nou saamtrek. So dis nou hoekom ons sê dis harde werk vir my oog. Dan gaan my ciliare liggaam nader aan die lens beweeg. Die oomblik as hy nader aan die lens beweeg, gaan die suspensoriese ligamente toevallig verslap want daar is nie meer tension op hulle nie. En as hulle verslap, raak die elastiese lens weer rond en meer konveks. En dan kry ons 'n skerp gefokuste beeld op my retina. Onthou hoekom dit gebeur in die eerste plek is om 'n beter beeld te vorm. So kyk gou net na jou 2 sketsies daarbo. Jy sal sien myne se byskrifte is maar net hier aan die kant waar hulle vir jou al hierdie goedjies net hierso binne in die spasie geskryf het. So gaan highlight dit net vir jouself. Hierdie is verseker 'n teken en benoem sketsie. Hulle mag vir jou vra teken die oog in sy ongeakkommodeerde toestand of teken die oog in sy geakkommodeerde toestand. En dan moet jy hierdie sketsie kan doen. Hy kan regtig nie meer as so 4 of 5 punte tel nie. Ek sou nie sê 5 nie. 4 soos 3 vir die byskrifte en 1 vir die opskrifie. En dit is belangrik dat jy mooi kan sien die verskil in die lens en die ligamente as jy hom teken. So hulle sê maar net vir ons daar aan die onderkant, die meeste mense benodig na die ouderdom van 40, onthou wat ons gesê het van die ouer mense, 'n leesbril om highlight op naby voorwerpe te fokus. So jou brein hou aan vir jou sê, maar dit moet harder werk wees om ver te kyk, maar dit is nie. Die rede vir hierdie verandering is dat die lens na die ouderdom van 40 sy elastisiteit verloor. So hy kan nie meer rond en plat nie. Hy bly net een van die twee. So dis nie meer vir die lens moontlik om sy kromming effektief te verander nie. Ligstrale van naby voorwerpe kan nie meer genoeg gebreek word om 'n skerp gefokuste beeld op die retina te verkry nie. So met ander woorde, die lens bly half platter as wat hy moet wees. En dan sê hulle vir ons daar, maar ons gaan dit nou môre bespreek, die ligstrale moet dus deur die konvekse lense van 'n bril gebreek word om 'n skerp gefokuste beeld op die retina te kry. So, dis dit vir oogakkommodasie. Ek dink nie dit is bitter moeilik nie. As jy die ontspan en die saamtrek situasie het, dan kan ek nie sien waar gaan jy verkeerd gaan nie.
Goed, en dan bring dit ons net laastens by iets wat ons noem binokulêre visie. Binokulêre visie gaan daaroor dat jy met twee oë twee beelde vorm, maar jou brein merge hulle vir jou sodat jy een holistiese prentjie kan sien. So B staan vir twee en okulêr staan vir oog. So hulle sê vir ons daar die linker en die regter oog vorm elkeen sy eie beeld van die voorwerp waarna jy kyk. So hierso kan jy nou baie mooi sien, jy het 'n baie breë gesigsveld. Met ander woorde, jy kan jou hande tussen jou oë en jou ore op jou kop gaan sit en jy sal hulle kan sien al kyk jy nie vir hulle nie. So jy het 'n vreeslike breë gesigsveld. As jy voor jou staan en kyk en iemand kom van agteraf en kom staan net so 'n paar sentimeter agter jou, gaan jy bewus wees van daai persoon as gevolg van jou breë gesigsveld, maar jou gesigsveld wat jy gaan gebruik, gaan hierdie gedeelte hierso wees, net daai gedeelte daar. En dit gaan die gedeelte wees wat vir jou in 3D gaan wees. Hulle sê vir ons staan, die brein kombineer jou twee beelde om highlight een driedimensionele geheelbeeld te vorm. Nou die ding van die driedimensionele geheelbeeld, dit gaan nou met ander woorde net daai stukkie wees wat oorvleuel. Yes, jy kan sien wat hier aangaan en yes, jy kan sien wat hier aangaan, maar jou dieptepersepsie gaan hierso op sy beste wees. So wat ek wil hê met klik van driedimensioneel is, dit gaan oor diepte. Binokulêre visie verskaf 'n wyeer gesigsveld, met ander woorde van hier tot hier is baie wyd, maar dit skep 'n persepsie van diepte. So as jy na hierdie prentjie kyk, dan het jy twee beelde, maar in elkeen van hierdie beelde kan jy baie mooi sien watter kleur is eerste, tweede, derde en vierde. Maar as ek vir jou sou vra, as ons jou een oog, kom ons sê ons maak hierdie oog heeltemal toe, en ek vra vir jou om vir my net die bloue uit te haal, sonder om die ander te laat omval, dan sal jy nie kan nie, want jy het geen diepteskatting nie. So kyk gou-gou op hierdie prentjie, hoe ver weg lyk die bloue. Kyk gou-gou op hierdie prentjie, hoe naby is die bloue eintlik. Kan jy dit sien? So met ander woorde, jou twee oë moet jou beeld merge. So waar jy nou sit, kan jy sien jou laptop is voor jou, of jou foon, of jou TV, of waarop jy jou les ook al kyk. Dan kan jy sien, agter dit is daar miskien 'n boekrak met boeke. Agter dit is daar miskien nog 'n speelkas. Agter dit is daar miskien nog iets. So jy kan diepte skat. En dis vreeslik belangrik, obviously vir alledaagse goed. Never mind soos om te loop en te beweeg, maar vir goed soos bestuur. So as jy byvoorbeeld vir 'n oogtoets gaan en een van jou oë is nie, as jou oë nie 50-50 is nie, of 20-20 is nie, en hulle is nie gelyk nie, en een van jou oë werk nie so goed soos wat hy moet nie, en jy kry nie 'n bril nie, dan gaan jy nie 'n lisensie kan kry nie, want dit beteken jy gaan nie diepte kan skat nie. So jy gaan dink die kar is nog ver, en dan is hy eintlik baie naby aan jou, die voorste kar, of jy gaan dink hy's baie naby, en dan is hy eintlik baie ver. Dan gaan jy sit en wag en wag en wag en wag en wag dat hy moet verbykom, dat jy die pad kan oorsteek, maar eintlik is hy nog vreeslik baie ver. So dan hou jy die verkeer onnodig op, omdat jy nie diepte kan skat nie. So hulle sê vir ons daar, die vermoë om in 3D te kan sien, staan bekend as highlight, stereoskopiese visie. So hierso is nou 3 terme wat ek net gou-gou wil hê jy moet mooi verstaan. Die feit dat ek met al twee my oë 'n beeld kan vorm, noem ek binokulêre visie. Die rede daarvan, of die biologiese belangrikheid daarvan, is dit gee vir my 'n dieptebeeld, wat ons driedimensionele beeld noem, en wanneer ek 'n driedimensionele beeld kan sien, dan het ek stereoskopiese visie. So dis hoe daai 3 woorde gaan werk. So hulle wys vir jou net 'n sketsie daaronder. Ek wil net gou jy moet vir my gaan na hierdie kruisingspunt toe in die middel, want jy het nie 'n wyskrifie vir hom nie, en hulle gaan nie vir jou vra wat dit is nie, maar hulle mag verwys na dit toe, en dan wil ek net hê jy moet weet wat dit is. So gaan label net vir my daai kruisingspunt, dit is die optiese chiasma. So hierso kan jy nou baie mooi sien, my regter oogsin gaan om en kruis na my linkerkant toe, linker oog gaan om en kruis na my regterkant toe, so dis die kruisingspunt, die optiese chiasma. Maar hier kan ek sien, ek het 'n baie groot gesigsveld, ja, maar daar waar my 3D beeld die beste is net hierdie gedeelte hierso. So, dis my stereoskopiese visie, en 'n baie maklike eksperiment om te doen, is hierdie eksperiment hierso, en ek love dit altyd om dit met die kinders in die klas te doen, want dit is vrek snaaks. So, wat jy nou gaan doen is, jy gaan nou iemand aan die huis soek, en jy gaan hulle nou taak met die werkie, jy gaan sê, Juffrou Atkins het gesê, ons moet gou-gou 3D visie doen. Dan gaan jy hulle een oog moet toemaak, maar jy kan dit nie met jou hand toemaak nie, so jy gaan 'n oogklap of 'n serp of iets om die oog moet sit, sodat dit mooi duidelik en toe is. Ek het ook so 'n oogklap in die klas wat ons vir die kinders opsit. So, wanneer jy nou jou oog toemaak, dan het jy glad nie meer daai
holistiese beeld nie. So dis nie dat jy blind is nie, jy kan nog steeds sien wat aangaan, maar jy het nie meer diepte skatting nie. So jy sal sien, al probeer jy die twee glasies direk bo-oor mekaar hou, sê nou maar jy gooi nou net water van een glas na 'n ander, al probeer jy dit direk bo mekaar hou, jy is nooit heeltemal in lyn met mekaar nie. So wat die kinders gewoonlik doen is, hulle begin die water gooi, dan sien hulle mis, dan skuif hulle die onderste glasie onder die boonste een in, want jou logika sê vir jou, goed, ek is 'n bietjie uit, so kom ek skuif hom in, which is fine, maar dit gaan oor daai aanvanklike ding van, as jy dit gooi, jy gaan mos nie begin gooi voor jy nie seker is jy is opgelyn met mekaar nie. So jy's amper seker jy is opgelyn met mekaar, dan begin jy gooi, en dan gaan jy nie glo hoe ver was jy eintlik uit nie, omdat jy net een van jou oë nie kan gebruik nie. So dit gaan oor die diepte skatting, en dit gaan oor stereoskopiese visie. So dis dit vir vandag, basies, tweede ronde van die les, in die middernagtelike ure, maar ten minste glo ek hy gaan nou werk. So ja, huiswerk gaan basies wees, vraag 21 tot 26, daar is nie snelvuur vrae wat ek nou al wil hê jy moet doen nie, want ek wil basies die snelvuur vrae eers hou vir bietjie later. Vir nou wil ek eers hê jy moet hierdie vraag gaan doen, wat direk te doen het met vandag se werk, sodat jy kan sien of jy vandag se werk verstaan of nie. So vraag 21 en 26 tot 26 asseblief, en dan môre doen ons visuele gebreke, en as ons klaar met die oog, can you believe it? So dit was heerlik, maar kom ons doen môre se visuele gebreke. Daar's so 'n super cool katarak operasie wat ek vir jou wil laat kyk, maar ek kan hom nie in my slideshow sit nie, so ek sal hom apart vir jou stuur, so jy kan besluit of jy hom wil kyk of nie. Maar vandag se 3 videoklips moet jy asseblief gaan kyk. So ek weet nie hoe gaan dit vir jou die beste wees om die hele slideshow klaar te kyk en dan die 3 video's te kyk dalk, of as jy klaar op pupillêre meganisme gekyk het, gaan kyk sy video gou-gou, en as jy klaar die beeld gedoen het, kyk sy video, en as jy klaar akkommodasie gedoen het, maak nie saak nie. Maar vandag se 3 video's was eintlik baie 'n belangrike deel van my les. So dis my sleg dat ek dit nie in die slideshow kan sit nie, maar ek vertrou nou maar jy gaan dit kyk. Goed, graad 12, fantastiese dag.